the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Baie welkom julle by nog 'n episode van Wild Horses. Lekker voorreg wat ek hier vandag het saam met Martin Potgieter. Ek ken hom as oom Martin. Baie van julle ken hom as Chaplain, as ek reg praat. Chaplain Ministries, of is ek reg? So ja, julle sal van hom ken. Maar vandag het ons die voorreg vir elkeen wat inskakel, of jy nou die eerste keer inskakel, of jy al lank op die pad is, en jy het net weer 'n nuwe vuur nodig. Ek ken die oomie so bietjie, en die vuur van die Here loop saam hom, en ons gaan lekker daaroor gesels. Baie welkom aan Martin. Dankie vir die tyd. Martin is ook betrokke nog steeds in die werkswêreld, baie betrokke met werk in Angola, as ek reg praat. Dis korrek. En ja, so hierdie wat julle moet hoor is, onthou dit altyd, dis nie net altyd nodig dat jy so ver in Afrika moet gaan nie, maar jy het 'n werk en jy het 'n doel waar jy is, maar sal daarby kom. Baie welkom oom. So, ek het 'n voeltjie gehoor fluit oom, dat 1975 lui dit 'n klokkie. Ja. Wat het daar gebeur? So vinnig, so vlugtig, sê vir my asseblief. Ek was 'n jong man gewees en ons het spesiale dienste gehad. En daai jare was Pinkster op 'n Sondag aand gewees. Almal het uitgekom om die Here te kom worship. Yes. Maar ook, dit was die aand waar die Here regtig met mense bedien het, en mense het hulle harte vir die Here gegee en goeders. Wat ons baie mis vandag, want vandag se jong mense is te bang om op 'n Sondag aand te wil kerk toe gaan en goeders. Afgeleer, ja. Weet jy wat, ons het spesiale dienste gehad, en daar was 'n pastoor gewees, pastoor Gerber gewees. Hy het daar van Potch afgekom, en hy bedien toe die aand vir ons. En dis die eerste keer in my lewe wat ek gesien het wat mense onder die Heilige Gees kan omval. En dit was so 'n bietjie snaaks vir my gewees. Jong tienerseun, Ja. Hoe gebeur hierdie dinge? Dit werk mos nie so by ons nie. Maar die Here het anders te geweet. En hy staan die aand in die salwing van die Heilige Gees, en hy steek sy hande so uit, en 'n blok mense val om. Wow. En ek staan by die gangkie, en hy glimlag vir my, en ek glo die Gees het met hom gepraat oor hierdie jong man wat nou so brovade staan hier so. Ja. En hy het net vir my geglimlag, en die volgende oomblik, toe kom die Gees van die Here oor my, en my bene begin te wabbel, dit vorentoe en agtertoe, en die volgende oomblik, toe vat ek my vooroor, en ek val plat op my gesig, op my maag, voor die Here neer, en goeders. Wow. En die Here sê vir my, Martin, ek het nie nodig om jou agtertoe te laat val nie. Ek kan jou vorentoe ook laat val. So ja, en die Here was vir my goed gewees. Ek baie jare wat ek saam met die Here loop, en ek het wyd gaan loop, maar ek het nooit sonder die Here geloop nie. Okay. Ek is baie lief vir die Here gewees. En dit is my eerste liefde gebly deur my hele lewe in goeders daarso. En selfs in my huwelik, tot en met vandag toe, is die Here saam met ons, met dinge wat ons aanpak en goeders daarso. So dit is Baie, en sê vir my, Martin, daar was 'n gebeurtenis by 'n stoof gewees, wat amper wat ek sê, die brandende bos oomblik, en ek wil hierdie vir julle noem, dat julle moet verstaan, dat ons praat in een van ons in die reeks, in een van ons episodes daarvan, as jy nie iets verstaan nie, is beter om te sê jy verstaan dit nie, as wat jy sê ek glo dit nie. Want as oom Martin gesê het, ek glo dit nie, het hy homself kort geknip daar, maar omdat hy gesê het, hy sit nie lekker met dit nie, het hy actually in sy hart ook gesê, ek verstaan dit nie. En die Here sal homself aan jou openbaar as jy sê jy verstaan nie, maar ek vra mooi, moet net nie sê jy glo dit nie, want jy kat jouself af. Maar Martin, sê vir my, wat gebeur toe by daai stoof? Dis nou die aand by die huis. Nou kom ons huis toe, en daar's 'n borreling in hierdie lyfie van my. Ek kan nie stil sit nie. En ons gaan maak, ek kan nie eens onthou nie, ek dink dit was melkkos gewees op 'n Sondag aand,
En ek gaan sit, en ek staan voor die stoof, in die volgende oomblik, toe doop die Here my met die Heilige Gees. Amen. En het borrel uit my uit. En weet jy wat? Die volgende dag kon ek nie skool toe gaan nie. Want ek het net gebly huil. Yes. So, weet jy, as jy kragtig met die Heilige Gees te doen kry, dit breek alle weerstand Ja. wat daar is, word weggevat in goedersdaal. Ja. En die heiligheid oorvleuel alles in op daai oomblikke goedersdaal. So ek wil graag op twee paaie van hierdie pad gaan en een wat ek wil sê is so belangrik vir julle daar buite, wat ons gesê het, die mans van die huis in sy plek moet staan. Dis wat hierdie reeks is, dis waar het gebore is, dat daar 'n plek is waar jy iemand kan uitreik, as jy nie verstaan wat met jou lewe gebeur nie. Dit gaan op een van hierdie getuienispad wees wat ons van gepraat, oor die teleurstelling vorentoe. Maar die ander kant wat ons ook wil praat, hoe belangrik dit is vir jou daar buitekant, om die ouer te wees, wat toegelaat het, wat hulle toegelaat het. Ja. Dat oom Martin kon op sy ouderdom van 13, as ek reg praat, op daai tydstip, dat hy kan ervaar die volheid, en nie enige tradisie of iets weerhou van hom of nie. Baie van die ou mense was baie stroef gewees, as ek dit so kan stel, was styf gewees, as ons dit so kan stel. Nee. Maar wanneer jy te doen kry met die Heilige Gees, breek dit al daai brieke af. En wanneer daai brieke afgebreek word, nee, is dit nie meer die mens wat in beheer is nie, dis die Heilige Gees wat in beheer is, en so en daar so. So, ek het was bevoorreg gewees, ek het 'n pa gehad wat lief vir die Here was. My oorlede pa was op die myn gewees, en hy het in 1973 ondergrond in 'n skag afgeval. Okay. En hy het 73 meter afgeval. Hy het nie een been gebreek in sy liggaam nie, maar 'n klip het hom op die kop geslaan, en hy het toe sy retories heeltemal verloor. En na 9 maande in 'n lang storie in 'n hospitaal, wou hulle toe die brein geopereer het om dit te verwyder. En hy sê toe, hy maak 'n kompromie met God. En hy sê, Here, as hulle nie my kop oopsny nie, as hulle my nie opereer nie, sal ek vir jou gaan werk. En hulle stoot hom af in die saal, na die teater toe, by Kotterslou was die eerste CAT scans gewees, en toe, terwyl hulle afstap, sê hy vir die suster, hy moet net by die badkamer gou ingaan. En hy klim van die reistool af, en hy gaan sit op die sitplek van die toilet. En dis waar hy kompromie met God maak. Hy sê, Here, ek gaan vir jou werk. Yes. En hy stap uit, sy retories was so, dat hy kon nie die Parker pen gevat het as hy wou gevat het nie, hy het heeltemal verkeerde plek gevat. Yes. En hy stap na die suster toe, en hy haal die Parker pen uit haar sakkie uit. Wow. En hy sê vir die Here het my nou net aangeraak. En sy sê, dis onmoontlik. Hy sê, kyk wat ek nou gaan doen, en hy haal die koorspennetjie uit haar sak uit. Wow. En hulle is toe na die teater toe, en hulle die vloeistof ingespuit, en hy hoor die professor wat die operasie moet doen, sê vir die ander 2 professors, maar daar's niks, daar's geen bloedklont nie. En daai oomblik, het God hom volmaak gesond gemaak. Amen. En hy het vir 38 jaar, het hy 'n klouk op sy skouer gesit, Yes. en die Here gedien, as 'n pastorale beraader. Jo. Hy het vir die koning se werk het hy gaan doen daar buitekant. En ek het, in my lewe het ek was 'n militaris gewees, ek het in die militêr gewees, maar 'n verskillende militaris. Ek was soos Dawid gewees, ek het nie 'n vrees gehad vir die vyand nie, maar ek het geweet waar my krag is. Yes. En later jare het ek 'n insident gehad waar ek baie seer gekry het in die kerk. En ek was so kwaad, ek het weggebreek van die kerk af. Okay. En ek word 'n huursoldaat. En ek gaan Angola toe, en ek het in Angola gaan beklei. Ek was in Sierra Leone, ek was in Rwanda, en later is ek Irak toe gewees, ek was 10 jaar in Irak gewees, Afghanistan toe, en tot op 'n dag, toe sê die Here, genoeg is genoeg. Wow. Genoeg is genoeg.
Ek het jou nodig as 'n soldaat terug by jou huis. Sjoe. En ek het altyd gevra, Here, wat is jou calling Ja, vir Martin? jou roeping, yes. Wat is my roeping? Martin Potgieter. Wat is my roeping? Yes. Ek ken jou. Ek weet van jou. Ek praat met jou daagliks. Maar wat is dit wat jy vir my wil gee? My pa was beraader gewees. Ek het saam met hom baie kursusse gedoen. Nooit besef waar pas hierdie goeders in, gaan dit inpas in my lewe in nie. En so kom ek toe en my seun kom in 'n karongeluk waar sy lewe aan 'n draadjie hang. En vanweë my agtergrond met die militêr was ek die paramedici wat hom daai aand uit daai voertuig uit gaan uithaal het en hom gevlaai het in die voertuig. En die ander persoon het ek mee gewerk, hy is toe dood op die toneel. En die Here praat met my daar op daai toneel, hy sê, dis wat ek jou nodig het voor. Ek het jou sterk gemaak waar jy in die oorlog was, Wow, okay. waar jy mense gesien sterf het, Yes. en mense langs jou gesien doodgaan het, sodat jy my werk kan kom doen wat ek jou nou nodig voor het. Wow. En daai aand roep die Here my om 'n kapelaan te word. Yes. En ek gaan toe en die Here bring my seun, gee vir ons seun terug. Hy word genees, maar hy hou 'n mankvoet oor van wat hy gehad het. En ek sê altyd, dit is, Jakob was geslaan op die heup gewees. Gestoei met die Here, ja. Hy het gestoei met Ja. die Here. Jakob het gestoei met die Here. En hy het 'n mankvoet oorgehou. Wow. Want hy was nie op die plek wat hy moes gewees het nie. Okay. Ons het gebid as ouers, het ons altyd gebid vir ons kinders. Yes, wat belangrik is. Hy het gesien hoe ons die Here dien in goeders. Maar as die jong mense van vandag wil die wêreld gaan toets daar buitekant. Maar ek het toe aangesluit by 'n groep, ons noem hulle die kapelane, en ek het 'n kapelaan geword, en die Here het my begin te gebruik. En ek bedien mense waar dit die eindigste is op die oomblik. Ja. Waar daar dood is, waar daar mense is wat in groot ongelukke is, maar ook by die hospitale. Yes. En die Here reik uit met Martin na mense toe. So ek word nie die instrument. Yes. Ek is nie meer Martin daar nie. Yes. Ek is die instrument wat gaan daar so. So word ek toe, kry ek toe 'n posisie om in Angola te gaan werk. En maar ons moet partykeer net bietjie stil word. En ek kom na Pastor Willie toe en ek sê vir hom, ek moet stil word vir die Here. Ek weet nie hoekom nie, maar hy vat my weg hierso. Ek moet gaan stil word. Want hy het beter dinge vir my in plek. Hy het dieper dinge vir my in plek. En ek gaan toe terug Angola toe. En die Here vat my terug na plekke toe waar ek 42 jaar terug oorlog gemaak het. Waar ek mense geskiet het. En nou gee ek die evangelie vir hulle in daai land. Wow. Ek beraad mense, ons bedien mense, en die Here gebruik elke dag as 'n legacy wat jy agterlaat vir mense in goeders. Yes. So ons kom en ons weet nie altyd wat is God se plan met ons nie. Ja. Maar die plan wat hy regtig het vir ons is soveel dieper as wat ons besef. Ek kom toe nou net na Desember vlieg ek terug Angola toe en ek gaan sê my vrou af en ek stap terug om deur die customs te gaan, om deur te gaan, en hier kom 'n man aangestap na my toe en ek herken hom, dit was my pa se beste vriend gewees. Yes. En hy gryp my vas en sy eerste woorde aan my is, wat het van Potty, my pa se naam was Potty gewees, wat het van Potty se cloak geword? Sy mantel. Sy mantel geword. Yes. En ek verstaan nie wat hierdie man probeer sê nie. Want dis mos nou nie 'n geleë plek waar jy oor dit kan praat nie. Ja. Ons staan in die middel van oor Tambo,
daar by die sirkel waar Waar jy al onmoontlik die mense uitkom. loop so by ons verby. Maar jy sien, God se planning is anderste, né? En hy sê vir my, wat het van jou pa se mantel geword? Die dag toe hy gesterf het, op wie het sy mantel gaan rus? Ja. Soos Elia en Elisa. Selfde ding. Elisa. Weet jy, en ek besef, op daai oomblik word ek bewoe. En ek besef, Here, dankie. Dankie. Ek het daai mantel opgetel. Yes. En waar ek werk, daar in Angola, gebruik ek daai mantel om sy werk nog voor te bring in goederstelsel so. Ek gaan vir jou getuienis gee van Angola. Asseblief, gee vir ons, dat ons hoor. Laas jaar vlieg ek Luanda toe en ek slaap gewoonlik 1 dag of 2 dae in die gastehuis en dan beweeg ek uit na die suide toe waar ons werk. En op die spesifieke dag is daar nie vir my 'n vlug dat ek moet afvlieg na Onjiwa toe nie. Dis in die suide van Angola. En in die oggend word ek wakker, die 4de oggend word ek wakker en ek het iemand wil my uit die bed uitstoot. Ek moet gaan loop langs die see. Maar dit is nie 'n veilige area om te gaan loop Ja, nie. dit is 'n eie vakansieeiland. Dis nie, dit is die slump area Ja. wat jy moet deurstap. Goeders. Tot iets om te sien nie. Daar's niks nie. En ek stap deur, maar verder is daar 'n eiland wat nou mooi word, so jy kan soontoe stap. Dis seker so 8 km stap ek. En op my roete wat ek stap ek verby 'n klomp bome, palmbome, en daar sit 'n jong man en sit en huil daarso. Ek stap by hom verby. En ek het ver gestap, en na 'n ruk het ek omgedraai en teruggestap. En ek sien die jong man sit nog steeds daar en huil daarso. Ja, langerik. 'n Jong man, ek skat hom so 20 jaar oud. En ek het so 50, 60 meter verby hom gestap. Toe voel ek hoe ruk die Heilige Gees my. En hy sê vir my, Martin, sien jy dit nie raak nie? En ek sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer. En ek draai om en ek sê, ek weet hoe presies vir wie moet ek nou toe gaan. Ja. En ek draai om en ek stap terug na hierdie jong man toe. En ek sê, wat gaan ek vir hierdie man sê? Hy sê vir hom, ek het hom lief onvoorwaardelik. Sê vir hom, Jesus love you unconditionally. Ja. Ek stap na hierdie jong seun toe. En ek groet hom in Portugees en hy kyk my so snaaks aan. En hy vra vir my, wat soek ek? Ek sê, I've got a message for you. I said, Jesus say, he loves you unconditionally. Ja. En op daai oomblik begin hierdie jong man te huil asof ek hom 'n pak slaag gegee het. Die ween. Diep uit sy maag uit huil hy. En ek gaan en ek sit my hand so om sy skouer. En hy sê, sir, where are you from? Onthou nou, ek is blank, dis net swart daar so. Nee. En hy sê vir my, ek sê ek kom van Suid-Afrika af. Hy sê, God sent you 4,1100 kilometers to come and give me this message. Ek sê, yes. There was a purpose that I have to walk here today. He had made the calling, he made the appointment for us to meet today. Ja. Goeders, sê ek toe vir hom. Hy sê, sir, look in the bag. In die sak lê toe 'n vuurwapen wat hy wou gegaan het om selfmoord te gaan pleeg. Wow. Weet jy wat? Geen geld in die wêreld kan dit betaal nie, kan dit koop nie. Wanneer ons ingestel word met die tydsberekening van Koning Jesus, is dit feminaal. En hy gebruik ons, maar ons moet ingestel wees. En dis hoekom ek sê altyd vir mense dat wanneer jy nie ingestel is deur jou oor om te kan hoor nie, is so goed soos wanneer jy na 'n radiostasie luister wat van sy stasie af is. Hy krap so. Jy hoor die krap, jy hoor die geskwel, maar jy kry nie die sein deur nie. Jy hoor nie die boodskap nie. Yes, jy hoor as iets op, maar daar's nie die boodskap. Jy weet daar's iets. Ja. Maar wanneer jy ingestel is vir die Heilige Gees, dan kom die stem duidelik deur na jou. Yes. Die Here begin deur sy stem met ons te praat. En so gebruik hy ons nou om met mense op die mees
uniekste manier deur te breek en vir hulle na die koning toe te kan lei. Nou, oom Martin, as op daai punt is om te verstaan, wat ek vir jou buite wil sê is om te hoor, sê vir my die instel, hoe belangrik dit is om teen alle tye by die Here te wees, deel van hom te wees, en hoe maklik dit is om actually van die stasie af te gestel te word met dit wat jou besig hou in die wêreld. Die belangrikste is jou gebedslewe. As jou gebedslewe nie daar is nie, Yes. kan jou nie ingestel word nie. As jy nie gaan afsonder nie, as jy nie gaan vas met gebed nie, dan kan die Here jou nie werklik gebruik nie. Okay? Power. Met ander woorde, as jy iets van die Here verlang, hoe kry ek dit? Ek gaan in vas en gebed, en ek sê, Here, ek verlang dit graag van jou af. Yes. Maar daar's 'n opoffering. En wanneer jy die opoffering gedoen het, dan is die oorwinning oor dit. En hy gee vir jou dit wat jy so graag wou gehad het, en so Yes. en so. So, die belangrikste is, vra, en ek sal vir jou dit gee. Amen. Sy woord sê, herinner my aan my beloftes. Yes. Met ander woorde, dit wat jy vra in my naam, dit sal ek vir jou gee. So, weet jy, ek en jy het die autoriteit om by die koning se voete te kan kom sit. Voorreg. En vir hom te kan, en die voorreg om dit te kan doen, om te sê, Here, ek moet vandag na daai persoon toe gaan. 'n Baie unieke manier wat ek in die laaste tyd sien hoe die Here gebruik. Ons het almal cellulêre fone. Hoeveel van jou foon stuur die Here 'n spesifieke persoon op 'n dag? 2, 3, 4 keer sien jy daai persoon Ja. se naam voor jou? Yes. Ewe skielik is bly sy gedagte kom op van hom in jou gedagtes. Weet jy wat? Dis die Heilige Gees wat besig is om met jou te praat. Yes. Want daai persoon het dit nodig dat jy met hom kontak maak. Uitbrok. So jy, as ek reg verstaan, as dit met jou gebeur al buite, so iets kom op, dis wanneer jy nog gaan soek die Here wat jy moet doen in hierdie saak. Yes. Of jy in jou kar is, by jou werk is, op vakansie is, Correct. waar jy is, en dan Correct. daai soek wat jy vind, dan kan jy oordra. Dis En correct. so gaan jy jou mantel begin bou, jy daar by jou huis, jy wat saam met jou is in jou familie, en dan die voorreg te hê om eendag te sê, ek gaan my mantel kan oorgee. Oorgooi. En jy weet wat, Martin, dink mooi, en miskien is dit iets vir oom, daar was 'n double portion anointing van Elia na Elisa. Amen. En as jy gaan Amen. kyk wat gebeur het, berading in 'n area, maar nou is jy soos oor die kontinent van Afrika wat jy werk en deel is. So dis wat dit awesome is. Ek wil hierdie oomblik gebruik, ons het amper aan die einde gekom, man, baie dankie vir die voorreg. Ek wil net gou vinnig iets sê oor die mantel, wat so belangrik is. Wat is 'n mantel? 'n Mantel is het 'n doeleinde. Hy het 'n spesifieke doel. En as jy die mantel neem, wat jy geneem het, en wat jou pa geneem het, is daar 'n doel. Hy is transferable. In die Afrikaans, hy is oordraagbaar. Draagbaar. So hy moet oorgedra word. Yes. So daar's 'n begin en 'n einde. Yes. En hoe sterk jy hom opbou en wie jy gaan doen. So jy moet altyd uitkyk vir jou. En dan laaste, wat die mooiste is van 'n mantel, hy het 'n funksie. Daar's 'n funksie amen, op 'n amen. mantel. So ek wil aan die einde kom, wat 'n voorreg. Weer eens, ons het so die tyd vasgegryp wat ons kon. Baie dankie. Ek waardeer dit opreg. Ek wil graag hê ons sal uitgelei met gebed en vir die een aan sy buitekant en evenal is hy net in sy huis, want hierdie ding gaan oor sy huisgesin. Dat hy sy huisgesin vat en so kan inluister wat die Heilige Gees vir sy huisgesin wil hê. Yes. Maar asseblief sê vir die manne iets al buite en dan lei ons uit op 'n gebed, sal ek dit baie waardeer. Ek wil net sê, as jy kom en jy wil 'n verskil maak, vra die Here om 'n ware mantel oor jou skouer te gooi, sodat daai mantel eendag kan oordra na jou seun, na jou dogter toe, na 'n ander medeboeta toe, sodat hy dit kan gebruik om ander mense verder te gaan seën in die wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here. Here, kom vanmiddag. En ek gee U die lof en die eer vir 'n mantel wat op ons skouer kan lê. Vader, ek wil bid vanmiddag dat U die boetas en sissas wat na hierdie boodskap luister, 'n honger sal gee vir 'n Jesus mantel
wat op hulle skouers sal kom rus. 'n Mantel wat gehoorsaamheid sal bring, 'n mantel wat deegsaam sal word in elkeen van hulle se lewens. My gebed vanmiddag is, Here, seën elke persoon wat 'n mantel vandag oor sy skouer trek en U aanroep in Jesus naam. Amen. Amen, amen. So onthou daar buitekant, is wat ons sê vandag, dis so belangrik. Jesus werk deur mense se hande. En as jy die mantel vat, gaan jy die hart van Jesus vat. Wees bereid en wees beskikbaar. Gee vir Here toestemming om jou te gebruik. Dat mense vra, dit klink nie reg nie, maar dit klink reg. Sê vir hom, ek is hier, Here, gebruik my. Tot 'n volgende keer. Ek bly julle het ingeskakel. Ons praat weer en ons gesels weer. The bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.